Nou ons sing hier in die middel van die jaar, einde November, Psalm 602, ek sien in die nuwe hemel kom, 'n lied wat ons nie tydens begrafnis, eredienste, roudienste sing. En ek wil graag vir ons by die geleentheid dan 'n huweliksteks lees, wat glad nie soos 'n huweliksteks klink nie. Dit klink eerder weer soos 'n begrafnisteks. Maar dit wat Jesus hier deel in die Grieks is totaal en al huweliksterme. Wanneer 'n man en 'n vrou besluit het hulle gaan trou, dan het hulle die ouers gaan vra, en wanneer die ouers gesê dis reg, dan het hulle nou dadelik aan die werk gespring, nie om hulle troukaartjies te druk nie. Maar die man het daar weggespring met dolle vaart na een plek toe. Dis was sy pa se huis toe. Daar was sy pa se huis, het hy dan nou vir hom en sy aanstaande huis gereed gekry. En interessant genoeg, wanneer die pa sê, die huis is reg. Dit kan ons die vinkwerk, nee, met die wyfie sê, die huis is nou reg, dan kan ons begin met 'n gesinnetjie. Maar hier moes die pa sê, die huis is reg, en wanneer die pa gesê, die huis is reg, dan het hierdie bruidegom sy bruid gaan haal. Daar is so baie gedeeltes in die Bybel wat terugverwys daaraan. Ek dink aan die gelykenis van 5 dwaase en 5 slim meisies wat ekstra olie gehad het. Hulle het gehoor en die huis is amper klaar en die bruidegom kan enige tyd kom. En dan daag hy nie op soos wat hulle gedink het nie. Hy tal hulle 'n bietjie. Die huis was toe nog nie heeltemal reg nie. Die laaste finishing touches moet nog gedoen geword het. En dan word 5 onbewus betrap met die feit dat hulle nie genoeg olie het nie. Dis hierdie hele beeld wat ons lees in Johannes 14. Ek wil net die eerste 3 verse lees vandag. Die huweliksteks wat so dink. Jesus sê vir sy disippels en vir jou en vir my, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was, dan sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Lees tot sover die woord van die Here. Geseënd is elkeen van julle wat die woord van die Here hoor, dit glo en Here is alles in die hart bewaar en daarvolgens die lewe. Stel jouself die volgende voor, ek wil hê jy met absoluut jou verbeelding vrye teels gee. Jy is in jou kar op pad huis toe, en jy is besig met jou eie gedagtes, jy rol die gedagtes in jou kop rond. Jy dink aan Saterdag se rugby en oor die radio het jy nou die nuutste spankeuse gehoor en jy dink aan elke sleutelspeler en elke bepaalde rol. En jy dink daarin en dan dink jy aan 'n eerlike bord kos. Hoe lekker sou dit nou gewees het om net terug te sak en 'n lekker bord kos te eet. Wanneer skielik in die bloute 'n oorverdowende, onbekende klank alles verdoof. Dis soos 'n klank wat jy nog nooit ooit van tevore in jou ganse lewe gehoor het nie. Die klank is baie hoog bokant jou. 'n Trompet, 'n koor. Is dit 'n trompet of is dit 'n koor en 'n trompet? Jy weet nie, maar jy wil bitter graag uitvind wat hierdie klank is. En dan trek jy van die pad af, jy klim vinnig uit die kar uit, en jy kyk dadelik op na die hemelruim of jy iets sien waar hierdie klank vandaan kom. En terwyl jy so in beweging uit die kar uitklim, sien jy maar jy's nie die enigste nuuskierige aapie op hierdie aardbol wat wil kyk waar kom hierdie klank vandaan. Maar die verkeer het skielik tot stilstand gekom hier op die hoofweg, wat nou skielik lyk soos 'n kolossale parkeerarea. Mense is uit hulle karre, deure is oop en almal kyk na die lig om hierdie klank te soek wat uit die hemelruim uitkom. Jy sien hoe mense aan die oorkant van die pad uit 'n winkel inkopiesentrum uitkom, wat kom inkopies doen het en ook hierdie klank gehoor het en hulle skielik uit die winkels uitstroom om te kyk, wat is hierdie geluid, wat is hierdie klank uit die hemel? En ook vir jou ook sien jy 'n skool rugby wedstryd het tot stilstand geruk en kinders en ouers kyk ook na die hemelruim op soek na hierdie klank, die oorsprong van hierdie klank. En asof die hemelruim 'n reuse gordyn is, gaan die gordyne van die atmosfeer oop en 'n verblindende lig speel oor die aarde. En daar is geen skaduwees nie. Geen.
van waar die skerp lig kom, begin 'n rivier van kleur vanuit die hemel. Versierende kristalle van elke moontlike kleur wat nog ooit deur mense oë gesien is. En op die kruin van hierdie kleurrivier se vloei is daar 'n eindelose skare engele. Hulle kom een vir een deur hierdie atmosfeergordyn en hulle vul elke vierkante meter van die hemelruim, stadig verseker noord tot suid, oos tot wes. En daar duisende blink silwerkleurige vlekke val op en af in 'n totale reëlmaat, absoluut totale harmonie. En bo die geluid van hierdie trompette en die koor kan jy gerubs en serafs saam in dreumsang hoor sê: Heilig, heilig, heilig. Skielik die laaste vlam van die engele wat gevolg word deur 24 silwerbebaarde ouderlinge en 'n menigte siele wat by die engele in aanbidding aansluit. Skielik stop die beweging en die trompette is stil. En al wat jy in 'n kapel aan staccato geluide kan hoor is 'n triomfantelike drievoud: Heilig, heilig, heilig. Dis in elke heilig 'n pause. Dis in elke heilig is daar 'n groot stuk eerbied. En dan hoor jy jou eie stem wat ook saam met hierdie groot massa koor in dreumsang sê: jy weet nie hoekom nie, maar jy weet dis die regte ding om te doen en jy doen dit saam en jy sê: Heilig, heilig, heilig. En dan skielik is die hemel stil. Alles is stil. Die engele draai, jy draai, die ganse wêreld draai na 'n teenwoordigheid toe. En daar is hy, Jesus. Jesus die Christus, ons Messias. Jy sien die silhouet van Jesus, ons koning. Hy is op 'n groot wit dings wat op golwende wolke aangery kom. Jesus maak sy mond oop en hy praat en jy is oorweldig deur sy verklaring. As hy sê: ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde van jou geloof. Dan buig die engele neerbied hulle koppe. Die ouderlinge haal die krone van hulle kop af. En voor jou is Jesus wat alles verslag. En jy weet en jy besef dadelik, niks anders maak nou meer saak. Vergeet aandelemarkte, vergeet skoolrapporte, vergeet verkoopsvergaderings, vergeet rekenaarspeletjies. Niks is nou so belangrik soos die oomblik nie. Alles wat saak gemaak het, maak nou nie meer saak nie, want Christus het gekom. Hoe laat hierdie voorstelling, hierdie woorde jou voel? Wat voel jy? Wens ons kon vanoggend sommer net baie spontaan die bank uit die kerk uitgeskuif het, 'n groot sirkel gemaak het. En net met mekaar gedeel het, wat voel ons in hierdie oomblik as ons hoor dat Jesus op pad terug is na jou en my, na ons wêreld? Wat sou ons verskillende reaksies wees? Sou nie vanoggend vrek interessant gewees het om in 'n groot sirkel te kon sit en te hoor en na mense se reaksies hierop te luister? As ons as 'n groep ons emosies kon beskryf, maar ons kon dit doen met net een woord. Wat ervaar jy, wat voel jy as jy dink aan Jesus se terugkeer? Watter woorde sou ons hoor in ons kring? Watter woord sou jy wou gebruik om vandag te sê, dis hoe ek voel oor Jesus se wederkoms? Sou ons die woord ongemaklik gehoor het? Ongemaklik, waarskynlik 'n gewilde keuse. Jy het gehoor dat jy foute begaan het. Jy het gehoor dat al jou geheime bekend gemaak gaan word, en al jou foute gaan nou bekend gemaak word, al jou sondes van nou in die orde van die dag kom. Jy het gehoor van boeke wat oopgemaak sal word en name wat gelees sal word. Jy weet God is heilig.
En jy weet, dis alles wat jy nie is. Hoe kan die gedagte van Jesus se onverwagse terugkoms niks anders as 'n stuk ongemak by baie mense bring? Daar benewens is daar al die frases wat in ons dag en tyd rondgeslinger word, gedagtes soos, daar kom 'n stryd, die laaste stryd van Armageddon. Woorde soos die anti-kris, woorde soos die merk van die deel, of daar word gepraat van oorloë en gerugte van oorloë wat die einde van die tyd met fanfare gaan aankondig. In die nuus lees ons van die pragtige letters 666, 666. Daar word beweer in sekere artikels dat die paus die hedendaagse anti-Christus. Ongemak om die minste te sê wanneer ons dink aan Jesus se wederkoms. Of miskien is ongemak nie jou eerste woord van keuse nie. Dalk is jou woord ontkenning. Dalk is ontkenning meer akkuraat. Of dalk is dit deur ontkenning dat jy jou ongemak hanteer. Dubbelsinnigheid is nie 'n aangename kamermaat nie. Veral as jy die twee dinge gelyktydig ervaar. Ons verkies antwoorde en verduidelikings op alles. En as oor die einde van die tyd praat, het ons nie antwoorde en verduidelikings oor alles nie, want wie van ons verstaan presies die einde van alles? En omdat ons nie antwoorde en verduidelikings het nie, is die gevolg dat jy kies om nie baie daaraan te dink nie. Jy ignoreer dit, jy vee dit so bietjie onder die mat, en omdat ons nie antwoorde en verduidelikings oor die eindtyd het nie, daarom dink ons nie baie daaroor nie. Waarom iets oorweeg wat jy nie kan verduidelik en jy het so houding, as Jesus kom is dit goed en wel, as nie is dit ook goed, maar ek gaan nou slaap, ek het môre 'n vol dag, en ek moet goed rus. Wat van die woord teleurstel? Hierdie een mag jy dalk verras, behalwe as jy dit al gevoel en ervaar het en dit daarmee geïdentifiseer het, dat jy teleurgesteld sou wees oor die koms van Jesus. Kan jy dink aan 'n swanger amper mama, wat hierdie brandende behoefte het om net haar kind, ongebore kind, vir die eerste keer vas te hou. Vir haar sou dit dalk 'n teleurstelling wees om te hoor Jesus op pad. 'n verloofde paartjie wat so graag net sou trou voordat Jesus terugkom. Of iemand wat oor see werk en wat hierdie behoefte het om, ek sal net so graag by die huis wil wees voordat ek na my vader huis toe gaan. Sou dalk iets van teleurstelling betref. Met 'n paar woorde om 'n steekproef te doen van baie emosies wat na vore kom wanneer 'n mens dink oor Jesus wat terugkeer, wat terug is na jou en my toe om ons te kom haal. Dan noem ons nie eens die woord paniek nie, want daar is baie as op die tyd wat gebruik met baie paniek te saai, die voorspellers en die doemprofete met hulle kaarte en hulle dobbelsteentjies met hierdie gesindheid van jy beter dit glo profeseë. Die ouens wat sê, verkoop alles en vlug heuwels toe. Dis nou die tyd. Verkoop alles en vlug, sny 'n lyn. Dis paniek. Teleurstelling, ontkenning, paniek, ongemak. Ek dink as ons almal deur die ry gegaan het en die sirkel verby, ons baie geleer. Maar ek wonder tog volgend, wat wil God hê? Moet ons ervaar en wat moet ons voel as ons dink aan sy terugkeer? Wat wil God hê vandag moet jy voel en moet jy ervaar as jy dink oor sy wederkoms? Dit is nie moeilik om 'n antwoord te vind. Jesus het baie duidelik in Johannes 14 'n antwoord gegee, want net voor sy kruisiging het Jesus aan sy disippels gesê dat hy hulle sou verlaat. Hy het gesê, waarin ek gaan, kan julle my nie nou volg nie, maar later sal julle my volg. En so 'n verklaring sou verseker, mens kon 'n waarborg daarvoor hê, sou vra wat ontstaan het as iemand so iets sê. As jou leermeester sê, ek gaan julle verlaat, natuurlik sal mens vra Petrus soos ouer gewoonte, eerste op die oomblik, en hy is dadelik daar met die vraag, en hy praat namens almal, hy sê, Here, hoekom kan ek nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê.
Kom ons kyk na Jesus se antwoord, waarop hy wil hê hoe ons moet voel. Ek lees dit weer. Julle moet nie ontstel wees nie. Glo in God, glo in my. In die huis van die Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het vir julle plek gereed te maak en kom ek terug, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou, wanneer mense 'n preek maak, het ons geleer, moet ons kyk na die indikatief, die imperatief en die beloftes. Nou, dit klink al klaar na Grieks. 'n Indikatief is 'n stelling oor God. 'n stelling oor jou en my en ons verhouding met God. 'n Imperatief is 'n opdrag wat baie duidelik in daardie gedeelte met jou kom praat. Die beloftes is dit wat God pertinent maak. In hierdie 3 verse kry ons 1 imperatief, 1 opdrag wat Jesus vir sy disippels en vir jou en vir my gee, en 3 beloftes. Die imperatief so eenvoudig dat die mense dit amper mis, want dit is glad nie eenvoudig nie. Vertroue. Die woordjie vertroue. Vertrou my. Glo in God, glo in my, vertrou op God en vertrou op my. Dis 'n eenvoudige scenario. Jesus gaan vir 'n rukkie weggaan, sê hy, maar hy gaan terugkeer. En tot dan toe, totdat God terugkeer, vandat hy weg is, tot hy terug is, wil hy hier dat sy kinders vrede sal ervaar. Sal weet, ek is nie ver nie, ek is by julle tot en met die einde van hierdie wêreld. Jesus wat sê, maar tot my terugkom sal ek hê dat julle my vertrou. Vertrou my, dat ek by julle is. Maak 'n bietjie prakties. Wil ons nie dieselfde vir ons kinders sê nie? Dink maar dat toe jou kinders gaan uitslaap het, toe hulle nog kleuters was, klein was. Wie van ons sou nie gehad het dat hulle uitslaap en net rustig wees, dat hulle nie bang raak of dat hulle nie ontsteld is nie. Jy is amper meer gespanne as jou kinders wat gaan uitslaap. Omdat jy net wil weet dat hulle vrede ervaar, dat hulle rustig is, dat hulle nie bang is nie. Dit bly baie interessant dat 'n kind heeltemal alright is tot dit bedtyd raak. Dan begin onbekende hulle slaan. En dan soek hulle dit wat bekend is. Dis gewoonlik die begin van 'n groot geween en geknars van tande as jy nie naby is nie. Baie keer juist dan wanneer dit so onbekend is dat jou kind net wil hê dat pappa of mamma naby moet wees, dat hy of sy net aan die slaap kan raak, droomland toe kan gaan en net weet, alles is veilig. Want my pa en my ma is hier naby. As jy nie daar nie, dan gaan jy dit hoor. Bang trane. Nou, ander kinders het op baie keer skeidingsangst ook, so waag dit om daar in die kamer op die tone weg te ontsnap. Dan word jy gou teruggeroep, want dan word nog nie geslaap nie. Nou wat nou te sê, as hierdie klein kleutertjie alleen moet uitslaap, hoe verduidelik jy vir iemand wat nie tyd en afstand verstaan nie? Hoe verduidelik jy dit aan 'n kleutertjie? Dat ek is nou net te ver om jou te kom haal en die afstand is nie te groot. Hoe verduidelik jy dit vir daardie kind? Natuurlik wil nie een van ons kinders ongemaklik laat voel nie. En nie een van ons wil hê ons kinders moet bang wees as ons terugkeer. Want God wil ons verseker ook net so laat voel. So voordat Jesus opgevaar het hemel toe, het hy beloof dat hy weer gaan terugkom. En sy opdrag is baie duidelik in die tussentyd, tot ek weer terugkom. Doe net meer. Niks minder nie, niks meer nie. Vertrou my. Nie verstaan my nie, nie vra klop vra nie, vertrou my. Dis wat Jesus sê. En myne laaste hoofstuk van die geskiedenis geskryf word, en Christus sal weer kom. Maar tot dan toe sê Jesus, moenie ontsteld wees, moenie bang wees, glo in God, glo in my, vertrou op God, vertrou op my. So die imperatief opdrag, vertrou. Dan kom die 3 beloftes, 'n 3voudige belofte. Eerstens, die belofte, jy het 'n plek. Jy het plek. Jy het 'n baie spesiale plek, 'n woonplek, 'n kamer. Jesus sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Daar is baie kamers in my Vader se huis, sê baie vertalings. Die vraag sou wees, waarom verwys Jesus na baie kamers? Waarom verwys Jesus na die grootte van hierdie huis? Dat dit nie 'n bietjie muis huis is nie, maar dat dit 'n huis is wat genoeg plek het vir almal.
En jy kan hierdie vraag beantwoord soos wat jy dink oor baie keer in die lewe wat jy die teenoorgestelde al gehoor het. Was daar nie geleenthede wanneer jy vertel is en moes hoor, jammer, ons het geen plek vir jou nie. Het jy al by die werk gehoor? Jammer, jy het klaar gewerk hier, ons het nie meer plek vir jou in hierdie besigheid. Het jy al in die sport gehoor? Jammer, ons het nie meer plek vir jou in ons span, eers op die bench. Het jy al gehoor van iemand van die lief het? Iemand wat sê, jammer, ek het nie meer plek vir jou in my hart nie. En ek dink die hartseerste van almal het baie van ons daar al gehoor, het ons het in die kerk gehoor, toe daar vir ons gesê is, jy het te veel foute gemaak, ons het nie plek vir jou hier nie. Van die hartseerste woorde op aarde is in die kerk, ons het nie plek vir jou hier nie, baie, baie jammer. Jesus het die klank van hierdie woorde baie in sy lewe gehoor. Die waarheid is, hy was nog aan Maria se maag. Hy was ongebore toe hy 'n herbergier gehoor sê het, jammer, ons het nie plek. Toe die inwoners van sy tuisdorp in Nasaret Jesus met klippe wou doodgooi, het hulle as ware ook gesê, ons het nie plek vir profete in hierdie dorp. Ons het nie plek vir jou nie, Jesus. Toe die godsdienstige leiers om van godslastering wou aankla en om die punt was om hom te vermoor, het hulle gesê, ons het nie plek vir 'n selfverkondigde Messias in hierdie land nie. Ons het nie plek vir so 'n Messias nie. En toe hy aan die kruis op Golgotha sterf en opgehang is, was die uitdruklike boodskap die van 'n volledige verwerping. Ons het nie vir jou plek nie hier op die aarde, nie op die hemel, tussen hemel en aarde aan Jesus, ons het nie vir jou plek nie hier. Selfs vandag word Jesus dieselfde behandel. Nog steeds die radioewe van Jesus van leer tot leer, en hy klop aan die deur van baie mense se harte. En hy klop dat daar vir hom oopgemaak sal word. Maar meer nooit as dikwels hoor Jesus die woorde van die Bethlehem herbergier. Julle nie ontstel, ag julle, jammer, ons is reeds oorvol. Ek het nie plek vir jou in my lewe nie. Maar soms, net soms, word Jesus wel verwelkom. Iemand gooi die deur oop van sy of haar lewe en nooi hom in om te bly. En aan hierdie persoon gee Jesus hierdie groot en ongelooflike belofte. Glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek het genoeg plekke ruimte oop vir jou. Wat 'n wonderlike weet om dit vandag te weet. Ons maak plek vir hom in ons lewens en in ons harte. En hy maak vir ons plek in sy Vaderhuis. Sy huis het ryk plek. En is 'n groot, groot huis. Die belofte van plek. As die belofte van, dis jou huis, dis jou blyplek, dis jou woning. Nadat Jesus ons die grootte van sy huis daarvan verseker het, maak hy duidelik dat sy huis ons huis sal wees. Ons wees maar eerlik, wie van ons hou nie van vakansie, dis heerlik om weg te kom uit die gejaag van jou wêreld, weg te kom van alles. Maar as een ding lekker is vakansie, om weer terug te kom na jou huis. Om terug te kom na dit wat vir jou aangenaam lekker is, dit waar jy jou tuiste het, waar alles en almal vir jou wag en die deel is van 'n warm gesin. Al waar jy huis toe gaan, jou eie plek toe, jou eie bekende bed, waar jy lekker gemaklike stoel wat kan uitskop. Baie keer is dit so as jy so terugkom op 'n lang pad, dan is 'n mens soos 'n perd wat stalle ry. Jy wil net by die huis kom. Jy wil nie eers meer stop vir petrol of diesel of vir koeldrank of vir chips. Jy wil net nou by die huis kom. Jy ry om by die huis te kom. Ja, die beste deel van enige reis is die tuiskoms. Nothing like home, sweet home. Dr. James Gray het die pragtige lied baie jare gelede geskryf wat dit baie mooi sê. Hy sê, who could mind the journey when the road leads home? So weet jy gewees. Dan het jy sê, there's no place like home. En selfs in Afrikaans het ons 'n weergawe te kom nooit gehad. 'n liedjie wat sê in die mond van Kurt Darren, ek wil huis toe gaan, na mamma toe.
In kerkterme ons die gebed ons huis nie van ons Vader toe, ons Vaderhuis. Ons liefde vir die huis en ons begeerte vir die huis is maar 'n afskynsel van ons behoefte om deel te wees van die ware huis wat vir ons wag. En wanneer jy in die hemel toe gaan, sal jy nie daar aankom en alleen een kan sit en uitvoel en ongemaklik wees. Jy gaan ervaring hê van hier is 'n tuis. Dis wat Jesus hier baie duidelik sê, want dis 'n tuiste wat hy gereed maak. Niemand ken jou beter as Jesus nie, en in hierdie oomblik is hy besig om vir jou 'n plek reg te maak. Hy wat jou beter ken as jy jouself ken, is besig om vir jou 'n plek in die hemel gereed te maak. Wil jy vir my sê dit gaan nie perfek wees nie? In hierdie oomblik is hy besig. Ek hou van John MacArthur se definisie van ewige lewe. Hy sê die hemel is die perfekte plek vir mense wat perfek is. Hier kom Jesus en hy sê, hierdie plek wat voorberei is vir jou, is baie uniek, is 'n persoonlike individuele plek vir jou, wat deel uitmaak van 'n groter huis, 'n groter plek. En aangesien die hemel die Vader se huis is, weet ons dan dit moet 'n plek van liefde wees, 'n plek van vrede en vreugde. Toe die apostel Johannes sy openbaring van die hemel skryf in Openbaring 21:22, het hy probeer iets beskryf daarvan, hy het amper uit woorde, simbole en metafore gehardloop. Uiteindelik het ek maar besluit om eerder dinge te lys wat daar nie sou wees nie. Daar sal nie dood, hartseer, trane, pyn, lyding en nag en donker wees nie. Wat 'n wonderlike tuiste sal dit nie wees nie, en ons sal dit vir altyd, vir ewig geniet. Die versekering en die belofte van die hemelse huis aan die einde van die pad van ons lewens stel ons vandag ook in staat om reeds vreugdevol te lewe, dat te midde van al die ou hekkies en al die oorloë en al die struikelblokke waar ons moet beweeg nog in ons lewens, daar in hierdie oomblik reeds vreugde. Want ons weet, my God het beloof ek het plek, en dit is 'n unieke plek vir my, 'n unieke plek vir jou. En ten slotte voeg Jesus 'n laaste belofte by, die belofte van sy wederkoms. Nog 'n keer, so asof dit ter sprake kom, sê Jesus, en as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Kan jy die effense verskywing hoor in die toon van hierdie derde vers teenoor die eerste twee verse? Die eerste sinne word in liefde en in vriendelikheid en omgee gesê, maar dan verander die toon net effens. Daar is nog steeds vriendelikheid, nog steeds omgee, maar dit word as daar op die spits gedryf asof Jesus meer oortuiging met 'n absolute oortuiging hierdie belofte wil maak. Ek gaan terugkom. Soos Jesus wil sê, vat op die woord vir hierdie ding. Ek gaan terugkom. En as mens na die beloftes in die Bybel kyk, is die enigste belofte wat uitstaande is, dat Jesus sal terugkeer na jou en my. Om te verduidelik die volgende verhaal. George Tudor het 'n soortgelyke determinasie en oortuiging gehad. In 1996 het hy 'n ekspedisie gelei om baie spesifiek die plek waar die Titanic 84 jaar gelede tot daardie stadium waar dit gesink het, goed te ondersoek. Hy se bemanning het talle artefakte herwin, dinge soos brille, juweliersware, selfs skottelgoed wat hulle herwin het. En in sy soektog het hierdie man besef dat 'n groot stuk van die romp van die skip afgebreek het en nie ver van die vaartuig af was nie. Toe het dadelik die geleentheid gesien. Hier was 'n kans om deel van die Titanic na die oppervlak van die oseaan te bring en daar uit te staan. Die span het ingestem om die 20 ton ys weer op te trek en dit op die boot te kry. Hulle was baie suksesvol en het selfs tot bo amper bo die boot gebring, toe daar skielik 'n storm opsteek en toue gebreek het en hierdie 20 ton stuk ys weer in die Atlantiese Oseaan beland het, soos of die oseaan teruggeëis het, wat aan haar behoort hierdie skat. Tudor was gedwing om daardie stadium om bes te gee en moes onttrek uit die ekspedisie uit.
Maar voordat hy weg is, het hy 'n verskriklike interessante ding gedoen. Hy het afgesak in die dieptes met sy klein duikbootjie. En met die robotarms en die klein duikbootjie het aan hierdie vaartuig, aan hierdie 20 ton stuk yster, strootyster, het hy 'n stuk metaal vasgemaak. En op die metaal het hy die woorde geskryf: ek gaan terugkom, ek sal terugkom. George Tulloch. My eerste oogopslag is dit ongelooflik humoristies. Hoekom? 1. Hierdie wrak lê 2,5 kilometer onder die see op die bodem van die Atlantiese Oseaan. Nie baie ouens van daardie diepte bereik waar die 20 ton staal uithaal. En 2 is 'n stuk strootyster. Wat se waarde het dit? Enigstens. Mens wonder hoekom George Tulloch so aangetrokke kon wees tot 'n ou stuk vergaande yster onder in die Atlantiese Oseaan. Hoekom? Wat was sy determinasie? En ek dink mens kan nou eerlik dieselfde oor jou en my sê. Hoekom sou God soveel moeite doen om jou en my te redde? Hoekom sou God soveel moeite doen? Wat se goed is daar vir hom en jou en my? Hy moet seker redes sê, omdat hy 2000 jaar gelede in die donker waters van hierdie wêreld op soek was na sy kinders. En almal wat toelaat om dit te doen, om gesoek te word, om gevind te word, kon leer hy eis en merk op hom of haar met sy naam, die naam op alle name. Soos George Tulloch sy stukkie staal gemerk het, bemerk Jesus, jou en my, met sy naam, die naam op alle name, en sê dis myne. Ek sal terugkom. Ek sal terugkom om hom of haar te kom haal. George Tulloch het dit gedoen, 2 jaar later het hy teruggekeer en die stuk yster gered. Jesus sal ook. Ons weet nie wanneer hy vir ons gaan kom nie. Ons weet nie presies hoe hy vir jou en my sal kom nie. Ons weet nie eens regtig hoekom hy vir jou en my sal kom nie. So het ons elkeen ons eie idees en menings. Maar die meeste van wat ons het vandag, het Jesus vir ons gegee. Dit is 'n geloofsvertroue. Dat hy genoeg plek het vir jou en vir my. Dat daar 'n unieke plek, 'n woning vir elkeen van ons is, wat hy self voorberei. En op die regte tyd sal hy kom om jou en my te kom haal, sodat jy en ek kan wees waar hy is. Moenie onrustig gestem word deur die wederkoms van Jesus Christus. Moenie bekommerd wees oor die dinge wat jy nie kan verstaan vandag nie. En vir ons as Christene is die terugkeer van Jesus na ons wêreld nie 'n raaisel wat ons moet probeer oplos. Dis ook nie 'n kode wat ons moet ontsyfer of ontbreek nie. Maar eerder 'n dag wat ons verwag, waarna ons uitsien, waarna ons absoluut uitsien om dit saam met mekaar en saam met God te vier. Want dis die begin van die heel beste. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, in hierdie oomblik is U in die Vaderhuis, maar is die Gees ook hier. En U verbind ons met die Vaderhuis, waar U Seun Jesus in hierdie oomblik besig is, om vir elkeen van ons 'n plek, 'n perfekte plek voor te berei. Here, wat anders kan ons troos, is juist die wete dat so baie van ons geliefdes wat ook in die afgelope jaar gesterf het, Here, ook hierdie proses deurgaan het om oor die drempel van tyd te tree tot die ewigheid in, nadat 'n belofte wat U gemaak het ook aan hulle waar geword het. Dat U self gekom het om hulle ook te kom haal, sodat hulle kan wees waar U is. Daarvoor kan ons net loof en dank en prys, dat U die dood oorwin het. Dat U vir ons elkeen, Here, so lief het,
Dat alles is onverstaanbaar dat jy ons so lief kan hê. Dat jy vir ons elkeen die ewige lewe kon gee, as ons maar net die deur van ons hart oopmaak en die innooi ook in ons lewens. Dus wanneer ons nie innooi in ons lewens, dat jy ook ons innooi in die Vaderhuis. Wat 'n voorreg. Om te weet dat nie een van ons het verdien nie, maar dat absolute genade is. Ons het vroeër gesing, Here, wat ek is, nie wat ek het is, maar net genade. Onverdiend dat die Vaderhand is dit wat is en wat ek het. Dis wat U vir my gee, om hierdie lewe te mag lewe. Dit terwyl ek geloofsvertroue het, die wete dat daar 'n baie besondere plek vir my wag. En dat ek Here op die regte tyd, U tyd, daardie besondere plek sal kan betree. Ek bid vir elkeen vandag, Here, U weet waar ons elkeen ons lewens staan. U ken ons harte, U ken ons onsekerheid. U weet hoe lyk die struikelblokke, die probleme, die uitdagings op ons elkeen se pad. Ek wil vra, Here, dat U ons daar ontmoet en dat U nie net uitkoms gee nie, maar dat U ook bepaald met ons elkeen besig raak, sodat ons met die insig, die wysheid, goddelike wysheid elke saak sal hanteer. Help ons om ons keuses saam met U te maak. So bid ons, Here, vir elkeen, vir hulle wat besig is met die laaste deel van eksamens, hulle wat hulle ondersteun wat eksamens skryf, en koffie en tee en die koekies en sweets aandra. Here, elkeen wat in hierdie tyd van die jaar moeg gewerk is. En ons vra dat U daar die krag gee wat alles oortref en elkeen sal bystaan met hernieude krag deur die Gees. Hierdie dinge bid ons in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser. Hy wat besig is om terug te keer. Amen. Ons slotsang, Psalm 599, sing ons ook in weerdsang, soos daar aangedui, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Totdat die Here kom om ons te kom haal, sal hy ons seën en beskerm. Mag hy tot ons redding verskyn en ons genade wees. Mag hy ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee.